In ons gesels oor liefdestale gesels ons vandag oor dade wat liefde wys. Een van die sogenaamde liefdestale wat Gary Chapman in sy boek skryf is deeds of service. En hoewel ons al die liefdestale nodig het van die 5 wat hy dan noem, fokus ons vandag op die ene wat hy sê wat dade van liefde wys, deeds of service. Wanneer ons ander dien en help met opregtheid en natuurlik sonder bymotiewe, is ons eintlik besig om die liefde van Jesus Christus te wys en ander daarmee te dien en ons leef dit dan self uit. Dit laat die ander persoon of persone geliefd voel, dit bring weer hoop, dit bring selfs genesing. In 'n geloofsgemeenskap soos 'n kerk kan dit gebeur, maar dit kan ook gebeur in families, in vriendekringe, in organisasies, in besighede, ja, selfs ook teenoor vreemdelinge. Ons lees in 1 Petrus 4 vers 10 skryf Petrus: As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy of sy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Wanneer 'n mens ander liefdevol help, help jy op 'n manier eintlik ook jouself. Sonja Lyubomirsky skryf 'n navorsing oor haar boek The How of Happiness en sy verduidelik dat mense wat ander gereeld help, is gelukkiger. Hulle het hoër vlakke van welstand wat hulle beleef. Is interessant dat die goed ook biochemies werk, want dade van dankbaarheid verhoog die vlakke van oksitosin. Nou, oksitosin is 'n hormoon wat 'n gevoel van verbondenheid en tevredenheid bevorder. En dit skryf The Hidden Gifts of Helping, geskryf deur Post, wat dit dan ook noem in daardie boek. As jy ander met jou genadegawes help, is dit nie net hulle wat baat daarby vind nie, maar ook jouself met ander woorde. So dade van diensbaarheid, moet ons onthou, dit hoef nie die voorblad nuus te haal nie. Dit kan so klein wees soos om te buk en iets vir 'n senior persoon op te tel. Dit kan om van jou tyd te gee vir 'n liefdesprojek wees. Die belangrike vir ons as volgelinge van Jesus is dat hierdie liefdestaal, net soos die ander, iets van Jesus se liefde sigbaar sal maak in 'n wêreld wat eintlik geweldig ingestel is op oorlewing en selfsug, om juis kontra dit te wees. Dus help, leef geïnspireerd.